Goeiemôre vriende, vandag is dit Woensdag 28 Mei 2025. Ek hoop julle het 'n lekker dag tot nou toe. Ek herinner julle aan die bazaar wat ons het die eerskomende Saterdag. Kom geniet dit daar. As julle nog 'n bietjie ergens wil betrokke raak, is julle welkom om vir Celeste 'n lykie te gee of Louisa 'n lykie te gee. As julle nie hulle nommers het, kan julle die kerkkantoor bel 55222689 kode 021 vooraf. So baie welkom om vir hulle 'n lykie te gee, vir Karika 'n lykie te gee, en sal sy julle in verbinding laat kom met Celeste en met Louisa. Dan môreoggend vriende, het ons dan die hemelvaartsdiens wat ons 8:00 die oggend hou. So julle is baie welkom om dit by te woon. Ons het dit juis op daardie tyd gesit sodat jy nog werk toe kan gaan, en as jy laat kom by die werk, dat jy vir die mense kan sê, okay, ek was by 'n hemelvaartsdiens gewees, dis hoekom ek laat is by die werk. So dit is maar net vir julle onthaalwe wat ons dan dit daar so sit, sodat julle getuienis tyd ook kan hê. Kom ons raak net so vir 'n wyle bewus van die Here. Heilige Gees, hier in die aanloop na Pinkster toe, na Pinksterfees toe, na hemelvaart toe wat ons nou donderdag gaan vier, Here, raak ons maar net weer bewus van hoekom ons glo. Ons glo omdat Jesus inderdaad gesterf het, opgestaan het, opgevaar het na die hemel toe. En Here, dat U die voorspraak, die Heilige Gees by ons gelos het om te alle tye by ons te wees. Here, ons kop is te plat vir die drie eenheid, God die Vader, Seun en Gees. Maar Here, U wat die heelal gemaak het, is dit absoluut niks. Here, ons glo in drie en ons glo in een. Drie wat een is. En Here, vir ons koppe maak dit net geen sin nie. Maar Here God, die feit dat U self in die vorm van 'n mens na die aarde toe gestuur het om in ons plek te sterf vir al ons sondes, dit maak vir ons baie sin. En Here, ons is baie dankbaar daarvoor. Want Vader God, as Christus nie in ons plek gesterwe het nie, sou ons verantwoordelik moes doen vir elke daad wat ons verkeerd gedoen het. En as U dan 'n God is wat kyk na die positiewe en die negatiewe, en as daar te veel negatiewe is, dan gaan ons na 'n ander plek toe, Here, dan was ons almal verlore. Almal. Maar dankie dat U vir Christus gestuur het om in ons plek te sterf, vir al ons sondes. Here, dit maak sin. Heilige Gees, dankie dat U hier by ons is, in ons woon, onder ons woon, saam met ons is. Gelyktydig is dit verskriklik, gerusstellend, maar terselfdertyd is dit ook skrikaanjaend, omdat U alles weet. Here, wees so in die besonder vandag met elkeen van ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons het gister stilgestaan by vers 15 van Spreuke 25, en ek wil die tweede gedeeltjie van Spreuke 15 met julle hanteer, en ek wil net dit hanteer. Ons het gesê, die eerste gedeelte, met geduld kan iemand in 'n magsposisie tot ander insigte gebring word. Nou, ons het sommer 'n bietjie daaroor gepraat, vriende. En dan die tweede gedeelte, ontsettende belangrike gedeelte wat die Spreukedigter vir ons leer. Hy sê, met 'n versigtige benadering word weerstand afgebreek. Met 'n versigtige benadering word weerstand afgebreek. Nou vriende, dis aan baie waar. Die oomblik wanneer ek en jy om versigtig, die teenoorgestelde van versigtig is om amper half, onverskrokke is nou amper half die verkeerde woord, om nie versigtig in te gaan in 'n ding nie, om roekeloos, is die woord, om roekeloos half in te gaan wanneer jy met iemand praat, om arrogant in te gaan as jy met iemand praat, om in te gaan met iemand terwyl jy half kwaad is, daai goed werk nie. Wanneer ek en jy 'n sagte benadering het, wanneer ons 'n versigtige benadering het, wanneer iemand weerstandig is, wanneer iemand al klaar op stroppeles is,
help die ander goed nie, want onthou daai het jou se verdedigingsmeganismes is al hier, en jy moet die verdedigingsmeganismes afbring, hè. En wanneer ek en jy self begin hard praat, en wanneer ek en jy self amper half arrogant begin praat, alhoewel ek en jy begin bietjie half roekeloos praat, as ek en jy begin kwaad raak, dan skuif hy ou se verdedigingsmeganisme al hoër en hoër en hoër en hoër en tot by die dak verby. En dan kan jy met daai persoon net mooi niks gedoen nie. Ons sien dit in 'n huwelik, né? As jy in 'n huwelik is, 'n versigtige benadering in 'n huwelik is altyd die ding wat die wen is in 'n huwelik, né? Om eerder versigtig te vra, hoor hierso, ek sien jy voel nie lekker nie. Om vir die persoon te sê, man, het ek iets verkeerd gedoen. Dis 'n versigtige benadering. Om nie versigtig te wees, om roekeloos huwelik te wees, om sommer hierdie punte illustreer, is om te sê, maar wat gaan met jou aan? Net daar raak jy weerstand meer. As jy nou alweer so dikbekkerig, net daar gaan die weerstand op. Daar is jou kommunikasie aan my heen. Jy gaan die volgende week lank sukkel om oordentlik weer in 'n gesprek met jou vrou of jou man te wees, né? So 'n versigtige benadering word weerstand afgebreek. 'n Versigtige benadering is iemand wat wysheid het. 'n Versigtige benadering is iemand wat inderdaad onderskeidingsvermoë het. Dit is iemand, liewe vriende, wat inderdaad Jesus se voorbeeld volg. 'n Versigtige benadering sluit aan by die vrug van die Gees: geduld, getrouheid, goedhartigheid, vrede, vreugde, vriendelikheid, nederigheid, selfbeheersing, liefde. Dis 'n versigtige benadering. En alles wat jy doen, en jy doen dit op daai manier, is 'n versigtige benadering. Dit is om iemand as mens te ag, daarom hanteer jy hom versigtig. Nie roekeloos nie, nie arrogant nie, nie lelik nie. Julle kan maar nog so in 'n klomp voorbeelde gaan dink, vriende. Ek dink hierdie sinnetjie is 'n geweldige belangrike sinnetjie. 'n Versigtige benadering word weerstand afgebreek. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.